U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Woensdagmiddag sit Willem in sy kamer en blaai lusteloos deur die leer wat Esmy vir hom gegee het. Hulle skryf môre die Afrikaanse skryfwerkeksamen. Hy het nog nooit in sy lewe hiervoor geleer nie, maar Esmy se moeite en harde woorde het so bly knaag aan hom dat hy verplig gevoel het om te probeer. In elk geval het hy nou baie vrye tyd op hande, want meneer Joubert het gesê hy moet eerder nie die week om oefen nie. Die kanse is goed dat hy Saterdag sy laaste wedstryd gespeel het. Meneer het gesê, hy moet hom regmaak daarvoor. Hulle sal so lank dat die tweede span se haker hierdie week saam met die eerstes oefen. Hy kan niks onthou van Saterdag se gebeure nie. As dit 3 maande gelede gebeur het, sou hy verpletter gewees het indien hulle hom sou skors. Nou gee hy regtig nie om wat sy lot is nie. Wat moet wees, sal wees. Maar as hulle die hele eerste span diskwalifiseer, weet hy nie of hy dit sal kan verwerk nie. Hoe sal hy die ander ouens ooit weer in die oë kan kyk? Hy kyk na die aantekeninge van die huldeblyk. Esmy het dit gemerk as 'n moontlike vraag. Hy kan so vaag weg onthou dat hulle so iets in die klas gedoen het. Hy lees die huldeblyk wat Esmy van haar ma geskryf het. Dit verras hom. Hy het nooit geweet sy is dood aan kanker nie. Die staaltjies van haar ma gee hom 'n knop in die keel. Dit is duidelik sy was baie lief vir haar ma. Hy sal niks oor sy eie ma kan skryf nie, dink hy verleë. Sy is 'n vaag, gesiglose stem uit die verlede. Al wat hy van haar weet is, sy en oupa het baie van lees gehou. Hoekom het hy nog nooit daaraan gedink om oor haar uit te vra nie? Wat is fout met hom? Hy stap na sy oupa se kleinste deurkamertjie en gaan staan voor die boekrak. Sy oë gly oor die ruskante van die rye en rye boeke. Sy wysvinger stop by kringe in 'n bos. Hy trek dit uit die rak uit. Sy ouma het dikwels genoem dat oupa en sy ma dit baie gelees het. Hy maak dit oop. Voorin staan 'n netjiese handskrif wat hy nog nooit gesien het nie. Aan pappa met baie liefde, van jou dogter Elma. Hy staar lank na die handskrif van sy ma. Dit is die eerste keer dat hy dit sien, die enigste tasbare bewys van haar bestaan, behalwe die foto's in ouma se album. Hy maak die boek oop by die boekmerk tussen die vergeelde bladsye. Sy oog vang die laaste paar reeltjies op die bladsy, wat om een of ander rede netjies onderstreep is met 'n potlood en liniaal. Saul, haar stem het gedemp en tevrede onder die handdoek gekom. Vra vir my of ek jou lief het. Het jy my lief, Kate? Baie, van altyd af. Willem staar lank na die bladsy, voordat hy die boek eerbiedig toemaak en versigtig terugsit in die boekrak. Willem Wessels, raas hy kliphard met homself. Jy is 'n donderse onnosele idioot. Haai my kind, en nou? Is alles reg? Roep sy ouma benoud vanuit die kombuis. Toe meneer Malan hom Saterdag in daardie verskriklike toestand huis toe gebring het sy haarself skoon nigter geskrik. Van toe af kloek sy soos 'n besorgde hen om hom, maak sy gunsteling geregte en vra kort of hy iets nodig het. Hy kan sien sy probeer haar bes, al is dit hoe moeilik vir haar. Dis daarom een geluk by die ongeluk. Willem kom staan langs haar by die stoof met sy arm om haar krom skouertjies. Als 'n spiek fyn, oumie, maar ek het jou hulp en raad dringend nodig. Teen 'n halftyd het die laaste sprankie hoop wat die leen en die spannetjie gehad het om vir die uitspele te kwalifiseer verdwyn. Sonja, moet ek jou afhaal? Jy's baie mank.
vra Helene terwyl die span om haar vergader. Nee juffrou, ek gaan nie af nie, dis oukei, antwoord die kind hardkoppig. Helene laat dit vir eers daar, onseker oor wat die regte ding is om te doen. Die inflammasie in Sonja se knie kon nie op 'n slegter tyd weer opgevlam het nie, want sy is die baldraer, die planmaker, die kaptein. Meisies, julle raak paniekerig. Ek dink julle moet 'n agteraf gooi op Yvette probeer en dan 'n oorbal vir Sonja of Linda. Linda kan nie oopkom vir die afgooi nie. Die verdedigende vleuel is te goed. Sonja kry al die afgooie, maar kan nie terugkom in die sirkel nie. Die senter en die VV blok haar en haar verdediger gaan toebroodjie vir Lindy. Juffrou, daai doel stamp my dusnis met haar boude, onderbreek Tessa haar. Die senter vloek my uitmekaar, juffrou, kerm Nadia. Helene sien haar hande bewe onbeheerst. Helene besef die span is heeltemal onseën nie en sonder selfvertroue. Dit help nie sy rammeltaktiek af nie, want hulle neem niks in nie. Meisies, kom ons maak 'n kringetjie en haal lekker diep asem, sê sy rustig en sit haar arm om die naaste een se middel. Hulle staan vir die res van die halftyd so ingehaak terwyl Helene asemhalingsoefeninge met hulle doen. Dit het die gewenste uitwerking, want almal is effens rustiger, toe die skeieregters op hulle fluitjies blaas om gereed te staan. 3 minute in die tweede helfte in, kon hulle nog geen afgooi behou nie, en Sonja beweeg al hoe moeiliker. Van wanneer af is Sonja se knie weer seer, Bianca? Sy was al Dinsdag by die oefening so, juffrou, maar sy wou nie gehad het juffrou moet sien nie. Dis hoekom sy gevra het om kleedkamer toe te gaan, verklap die kind haar spanmaat se geheim. Helene sit vir 'n oomblik doodstil en dink. Sonja het geweet alles is verlore sonder haar, maar sy wou nie die span in die steek laat nie. Helene staan vinnig op en gaan staan reg langs die skeieregter. Sonja, kom dadelik van die baan af, beveel sy die kind, toe die hoeveelste afgooi afgeneem word. Die meisie skud haar kop, terwyl die trane nou teen haar wange afloop. Sy probeer nie eers om haar opponent te verdedig nie. Helene verbreek op daardie oomblik alle netbalreëls en protokols en stap 'n paar tree op die baan sodat die spel verplig is om te stop. Sonja, dis nou genoeg. Kom nou dadelik af. Niemand gaan eendag vir jou 'n standbeeld bou as jy met 'n besering speel nie, beveel sy streng. Stap tot by die kind en haal self haar Beffie af. Tessa, kom vat die hulpdoel Beffie. Bianca, vat die verdediger Beffie, beveel sy streng. Die meisies reageer dadelik terwyl sy die huilende kind tot by die stoep help. Jammer Petro, maar ek kon nie langer toelaat nie. Sy sou nooit self afgekom het nie. Maak sy in die verbygang 'n verskoning vir die skeieregter. Die vrou knik haar kop begrypend. Hulle het al deur die jare nog altyd baie respek vir mekaar gehad. Dit is 'n betraande klomp dogters wat na die grootste nederlaag van die seisoen om haar vergader. Meisies, ek weet julle is teleurgestel, maar ons sou nooit hierdie wedstryd gewen het, nie eers met ons volledige span nie. Hierdie span is briljant, sê sy vertroostend. Maar ons wou so graag gewen het, snik Tessa half hysteries. Wen is mos nie alles in die lewe nie. Julle weet mos, dit is nie altyd moontlik nie. Kom, bedaar nou, pa Helene, onkant gevang deur die meisie se emosionele toestand. Ons wil graag wen as 'n afskeidsgeskenk aan juffrou, sodat juffrou ons altyd kan onthou, want ons hoor juffrou gaan weg, stotter Liddy baie emosioneel. Almal van hulle huil nou kliphard. Helene kyk verras na die snikkende kinders. Die trane maak skielik vir haar meer sin. Vir die eerste keer in haar lewe snap sy die omvang van die uitdrukking, 'n ongekende vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit voel nes die sagte veiligheid in haar ligte vere kombers in die winter. Sy glimlag en lei die span na 'n oop baan sodat die eerste spanne kan gereed staan vir die laaste wedstryd van die dag. Sy ignoreer al die nuuskierige blikke op hulle en vorm oudergewoonte 'n kringetjie wat alles om hulle afsny. Meisies, begin sy kalm. Hoe kan ek julle ooit vergeet? Julle was die grootste geskenk wat ek nog ooit gekry het. Die dogters kyk haar verward aan.
Ek het deur die jare geleidelik al my passie vir hierdie pragtige sport verloor. Ek wou dit nie meer afrig nie. Ek wou niks meer hiermee te doen hê nie. En toe kom julle met julle vriendelikheid en sprankel en toewyding en goeie spangees en steel my hart. Julle het nooit op die baan beklei nie, nooit teëgepraat nie, altyd gelag, altyd saamgewerk, altyd julle heel beste gegee. Sy bly vir 'n rukkie stil. Die meisies het ophou huil en staar met groot oë na haar. Julle het my liefde vir die sport vir my teruggegee, my geïnspireer om weer af te rig en daarvoor sê ek vir julle dankie. Waarvoor kan 'n afrigter meer vra? Ek sal julle in my lewe nooit kan vergeet nie, al wil ek ook. Juffrou gaan maak dat ons weer van voor af huil, sê Sonja met 'n sniklag. Die ander begin ook lag. Niemand gaan nou meer huil nie. Eerder ons same syn vier. Kom, dat ek elkeen van julle 'n stywe druk gee en dan doen ons saam 'n dankgebed vir hierdie fantastiese voorreg om te kan netbal speel, sê Helene opreg. Sy omhels hulle een vir een voordat hulle saam 'n kringetjie vorm. Juffrou, kan ek die gebed doen, vra Sonja wat ongemaklik op een been hink. Sy knik instemmend. Na die gebed gee hulle mekaar 'n stywe groepsdruk, maar sluit nie die middag met die gebruikelike kreet af nie. Dit voel skielik nie gepas nie. Juffrou, ek weet wen is nie alles nie, maar ek sê nou vir juffrou, ek gaan eerder dood voor ons volgende donderdag die laaste wedstryd verloor, sê Jewet melodramaties. Almal knik instemmend en kyk haar met bekommerde oë aan. Die letterkunde vraagstel waarvan nog net die raamwerk opgestel is, sal nog 'n bietjie moet wag, besef Helene. Dis reg, meisies. Ek dink julle 7 wat laaste op die baan was, moet julle ouers vra of dit reg is dat ons môre berig na skool gou vir 'n uurtjie kan oefen, net om te kyk of ons struktuur aan die afgooie kan gee. Laat weet asseblief almal vanaand op ons groepie of dit reg is. Dan het ons dinsdagmiddag tyd om aan die verdediging te werk. Tessa, jy sal eers module oefen, my kind, al is dit net pauses. 'n Seunstem kug verskonend. Marnus het intussen langs hulle verskyn. Helene skrik toe sy die seun se potblou gesig sien. Sy kyk hom vraend aan. Juffrou, Sonja se ma vra of dit reg is as ek haar na hulle kar toe help. Sy wil nie hê sy moet verder op die been trap nie. En sy het 'n afspraak by die dokter gekry, maar dan moet hulle nou ry, vra die seun al verleë. Maar natuurlik, ek sal dit baie waardeer. Jewet help hom gerus, sê Helene. Sy weet die seun het haar eintlik kom ondersteun. Sy wy verskonend vir Sonja se ma en die ander ouers wat geduldig gewag het dat sy klaar met die span praat. Die ander groet hulle maatjie en dan kommandeer Lindy hulle in verskillende rigtings om die bane op te ruim. Dit is altyd die onder 14 se plig. 'n Moe Helene sluit by Alta aan wat tyd hou vir die eerste spanwedstryd. Hoe lyk dit hier, vra sy gedemp. Is nog te vroeg om te sê, maar ek het erger verwag, antwoord sy hoopvol. Enige iets sal beter wees as my wedstryd. Dit was 'n slagting, sê sy moeg. Is Sonja oukei? Sy skud haar kop. Daai knie is nie lekker nie. Sy gaan nou dokter toe. Vir 'n rukkie hou hulle die spel in stilte dop, toe Alta die fluitjie blaas om die einde van die eerste kwart aan te dui, sê Helene vasbeslote. Nou maar toe. Daar's geen sin daarin om rond te staan nie, dis tyd om 'n bietjie lewe in hierdie toeskouers te blaas. Sy roep die kinders wat oral in klein groepies staan, doelgerig by mekaar. Kom Amanda, jy wil mos volgende jaar dirigent wees. Wys vir ons wat in jou steek. Die eerste span het julle ondersteuning baie nodig. Helene sak dankbaar in 'n stoel in haar kantoor neer. Sy sien uit daarna om hierdie 2 ure waarin die skool vanoggend die Engelse skryfwerkstel skryf nuttig te gebruik. Sy sou graag al haar aandag aan haar letterkunde vraagstel wou bestee, maar sy het vanoggend Ronel se graad 12 letterkunde vraagstel gekry vir pre-moderering en in haar poshokkie het 'n hele
verhandeling rakende die graad 12 se mondeling haar ingewag. Sy besluit om die epos eers deur te werk. Halfpad deur die eerste paragraaf betrap sy haarself dat haar gedagtes wegdwaal netbal toe. Sy en die kinders gaan direk na skool vir 'n rukkie halfbaanwerk doen. Sy het vrede gemaak dat Sonja nie weer die seisoen beskikbaar sal wees nie. Sy het haar vanoggend op krikke in die vierkant gesien, maar daar was nie tyd om met haar te praat nie. Sy glo egter nie dis so ernstig soos Karien se besering nie. Die arme kind was nog glad nie terug by die skool nie. Sy moet eers wag tot die swelling genoegsaam gesak het voordat die ortopeed kan besluit wanneer daar geopereer kan word. Sy sal die eksamen in die kantoorblok skryf, want sy moet haar been die heeltyd gelig hou. Los nou eers die netbal en doen jou werk, betuig sy haarself. Lees weer die epos van vooraf. Halfpad deur die eerste bladsy rek haar oë wyd, want die vakadviseurs kom wraggies binne in die eksamen hulle moderering doen. Hoekom hulle dit nie eers volgende kwartaal kan kom doen nie, soos altyd nie weet nigter alleen. Dis mos onmenslik om te verwag alle mondeling moet nou al klaar wees. Daar is meer as 130 graad 12's. Ronel het al in die tweede week van skool daarmee begin. Elke Dinsdag, Woensdag, Donderdag en heelwat Vrydagmiddag van direk na skool tot 4 uur. En sy is nog steeds nie klaar nie. Boonop het die graad 12's elke maandagmiddag klas tot 5 uur toe. Moet sy nou Saterdag ook mondeling doen? 'n Mens kan nie die reëls van die spel 3/4 deur die jaar verander nie. As hulle die mondeling vroeër wou klaar hê, moes hulle dit al aan die begin van die jaar gesê het. Helene haal diep asem en blaas dit dan stadig uit om die vloed van wrevel wat besig is om in elke greintjie werksbevrediging soos 'n luislang uit haar uit te pers, te keer. Sy moet fokus op die implikasie hiervan. Dit beteken sy sal binne hierdie laaste 2 weke al die mondeling se moderering moet klaarmaak, want hulle sal wil sien of sy al haar modereringsverslae ingevul het. Gelukkig het sy al een voorbereide mondeling gemodereer en die luisteroefening natuurlik ook. Sy moet nog die ander voorbereide toespraak en die onvoorbereide toespraak modereer. Sy is veronderstel om 10% van elkeen te modereer. Dit beteken so om en by 13 van elkeen, dus 26 vorms. Dit gaan sy verseker nie doen nie. Sy sal kyk of sy by 10 kan insit. Sy sal alles haarfyn moet beplan, sodat dit nie bots met haar laaste netbalverpligtinge nie. Sy kan eenvoudig nie nou daardie meisies in die steek laat nie. Sy lees die res van die bladsy vinnig deur. Dis dalk 'n desperate gryp na wind, maar daar staan nêrens direk die vakadviseurs verwag alles moet klaar wees wanneer hulle kom nie. Wel, as dit die geval is, sal sy onnosel pleit, maar sy gaan nie toelaat dat 'n onderwyser en kinders in 'n blik gedruk word nie. Die res van die verhandeling is meer op Ronel as vakonderwyser gerig. Gelukkig het Ronel al ver gevorder met haar mondeling, maar sy is verseker nog nie naaste by klaar nie. Sy besluit om gou na haar toe te stap, sodat hulle dadelik kan reël wanneer sy kan insit by een van haar middagsessies, sodat Ronel ook kan kalmeer. Sy weet sommer die onderwysers het ook teen die tyd haar drukstuk gelees en is nou al hysteries van bekommernis. Dan sal sy seker ook 'n draai by Leonie moet maak vir die Engels wat op dieselfde dag gaan plaasvind en reël om Rassie se kantoor weer vir hulle vakadviseur te gebruik. Dankie tog sy doen nie die Engelse moderering ook nie. Helene sug. Daar gaan alweer weinig van 2 ure oorbly om by haar eie vraestelle uit te kom. Sy moet eenvoudig teen Maandag begin om die skryfwerk eksamen te merk. Anders gaan sy later verbrand. Sy sal moet vrede maak dat sy die hele Saterdag en Sondag aan haar vraestel gaan werk. Weereens, gelukkig sal haar man verstaan. Hy verstaan altyd, dink sy dankbaar. Jy weet die hoof gaan stype kry, indien sy weet ons roep 'n matriekkind 2 weke voor eksamen uit 'n klas uit vir sulke sentimentele nonsens.
sê Arno dramaties, terwyl hulle die dirigentstoor vinnig agter hulle toesluit. Sy sal net vies wees totdat sy hoor waaroor dit gaan. Sy is ook 'n vrou met 'n omgee hart, sê Anke grimlaggend. Ek dink jy is meer bekommerd oor wat die ander mans gaan sê as hulle hoor by watter sameswering jy betrokke is. Hulle sal sê ek het 'n slegte invloed op jou. Hy lag verleë. Jy ken my te goed, Juffrou Hofman. Ek hoop nou net as hierdie poging geslaagd is ek vergewe, sê hy ondeend. Dan moet jy hoop hierdie gaan uitwerk, sê sy gemaak ernstig. Maar haar oë vertel, hy is al lankal vergewe. Nou toe. Daar lui die klok nou net vir tweede pouse. Koffie gaan nou lekker wees, want ek voel soos 'n stout skoolseun, antwoord hy en albei proes van die lag. Anke is verlig dat niemand in die personeelkamer iets vra nie. As iemand gesien het, sy en Arno was alleen in die stoortjie, sê hulle niks nie. Niemand laat gewoonlik 'n geleentheid verbygaan om hulle te terg nie. Sy gaan sit by haar tafel en knik dankbaar vir Ilse wat reeds vir hulle koffie ingegooi het. Alles goed afgeloop? Vra Ilse gedemp onderlangs. Jep. Sy sal so 'n kwartier voor die einde van die dag geroep word, fluister Anke sag. Ilse klap haar hande opgewonde. Ag, dis so oulik. Waarmee is julle twee besig? Vra Leonie nuuskierig. Sommer 'n poging om 'n skaam kind te help. Kies Ilse haar woorde versigtig en guggel nie se graad 9 bakvisie. Hulle gesprek word onderbreek deur 'n skaterlag aan die manstafel. Iemand het nou weer 'n onwelvoeglike grap vertel, verander Ilse die onderwerp vernuftig. Daar heers 'n ontspanne atmosfeer tussen die personeel toe hulle na pouse na hulle klasse toe stap, waarskynlik van verligting omdat die naweek slegs 2 periodes ver is. 'n Kwartier voor die einde van die dag is daar 'n klop aan die deur van die geografieklas. Jammer om te pla, juffrou, maar Esmy moet asseblief saam met my kom met haar tas, kondig 'n sproetgesig graad 8 dogtertjie met 'n skril stemmetjie aan. Haar registeronderwyser het my gestuur, voeg sy by. Toe sy sien die onderwyser lyk nie baie ingenome nie. Esmy kyk die kind vraend aan, maar pak haar tas en stap vinnig agterna. Jy moet na die dirigentestoor toe gaan, sê die skril stemmetjie beslis. Hoekom? Vra Esmy agterdogtig. Ek weet nie. Juffrou het gesê om vir jou so te sê, sê die kind. Stop die sleutel in haar hand en loop weg. 'n Verwarde Esmy sluit oomblikke later die stoortjie se deur versigtig oop. Hallo? Vra sy onseker. Al weet sy baie goed, niemand kan binne wees as sy die sleutel het nie. Die grootste ruikerblomme wat sy nog ooit gesien het, trek dadelik haar aandag. 'n Koevert met haar naam op staan regop langs die blomme. Wat op aarde? Sê sy kliphard en skeer die koevert vinnig met bewende vingers oop. Sy haal 'n handgeskrewe brief op gewone eksamenpapierblok uit. Liewe Esmy, ek wil begin en ekskuus sê dat ek nie die laaste 2 dae pauses daar was nie. Ek het nie kans gesien om jou in die oë te kyk nie, omdat ek geweet het wat ek gaan doen nie. Ekskuus, dit klink deurmekaar. Miskien moet ek begin deur te sê, die blomme is vir jou. Ek het al jou opstelle gelees. Ek het gesien jou ma was baie lief vir eendaglelies en swaardlelies. My ouma en die bloemiste tannie het baie moeite gedoen om dit vir jou te kry. Ek hoop jy sal daarvan hou. Dit is net om dankie te sê vir alles wat jy al hierdie jaar vir my gedoen het. Ek was te simpel om dit raak te sien. Dankie dat jy my soveel kere gered het van myself. Jy maak my 'n beter weergawe van myself. Jy is die beste iets wat nog ooit met my gebeur het, al beklei jy baie met my. Jammer as ek lelik met jou was, oor jy met my raas. Jammer as ek sê jou idiome is stupid. Ek weet nie wat ek sonder jou sal doen nie. Sal jy my asseblief die eer aandoen om saam met my matriekafskeid toe te gaan? Willem. Naskrif. As jy wil,
sal ek jou vanmiddag huis toe vat, want jy sal sukkel met die ruiker in die bus. Ek sal na die stoortjie toe kom sodra die skool uitkom. As jy nie meer daar is nie, sal ek verstaan. Juffrou Hofman het gesê, jy kan die sleutel by jou hou tot maandag toe. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.